Baie welkom by ons program Woord Aktueel hier by Kruiskyk. Ek wil jou bemoedig as jy 'n Kruiskyk kyker is en jy's nie ergens by gemeente ingeskakel nie. Vereer die Here ook uit jou liefdesoffer en offergawe hier by Kruiskyk. Hulle sal dit baie waardeer. Dit stel hulle in staat om voort te gaan en dit stel ouens in staat soos ek om 'n program te hê wat ek met jou kan deel. Baie dankie vir die voorreg om met jou te kan deel. Dankie dat jy inskakel en dat jy na my wil luister. Jy weet, ons word almal ouer, ons kan die ouderdom nie keer nie. Ek het 'n ou gebedsmaat gehad, wat ek elke oggend as ons bid hier toe ry opgelaai het. Sy is dood op 85. Vir elke ouer persoon wat luister, sy het altyd vir my gesê, Tannie Aggie Eisen, my kind, oud word is nie vir amateurs nie. Onthou, oud word is nie vir amateurs nie. Ek wil 'n onderwerp met jou praat oor 'n onderwerp wat dalk 'n bietjie kontroversieel is, en dis oor die duiwel in jou huis. Party mense is so duiwelbewus dat hulle nie God bewus is nie. Dink aan hoe jy groot geword het. As jy my ouderdomskategorie is, ons het Sondagmiddag gehaat. Want liewe Jesus lê in slaap, en jy moet net nie raas nie. Jy kan nie swem nie, want jy gaan Jesus nat spat. Jy kan nie jou knoop wat af is in die koshuis aanwerk nie, maar jy gaan die naald deur Jesus se oog steek. Ons het Sondag gehad, want daar was so godsdienst ding oor Sondag. Nou baie keer is daar 'n verkeerde bewustheid, want ons is ook gesê, kyk jy's nou weer stout, kyk die duiwel op jou skouer, kyk net daar sit hy, en die kinders het baie meer duiwelbewus geword as God bewus. Nou wanneer ek hierdie begrip met jou deel, daar was in 2009 'n stelling in die Beeld, en die stelling was as volg: kruise was simbole vir afgode, eeue voordat Jesus aan die kruis gesterf het. Daarom behoort Christene van alle kruise in hulle huise en kerke ontslae te raak. Die kruis is 'n vloekhout. Dit het okkultiese wortels wat volgens hierdie persoon nie gereinig kan word nie. So volgens hierdie persoon kan daardie okkultiese wortels nie gereinig word nie. Nou dis 'n ontsettende verdoemende stelling om te maak. As daar krag is in hierdie verdoemende stelling, kan ons dit dan minag of is hierdie persoon verkeerd? Dan moet ek en jy onsself afvra, is wat hierdie persoon sê die waarheid? En as ons sê ja, dan is die meeste van ons huise tans plekke waar die vyand 'n vesting het. Die meeste van ons kerke is vol simbole van afgode. Oral waar ons prentjies koop met 'n kruis op, is dit 'n ding wat 'n vloek dra. En dan gee dit die vyand 'n wettige reg in jou huis, in jou kerk en in jou lewe. Net soos enige afgodsbeeld. Onthou, die woord sê vir ons in Deuteronomium 7 vers 25 en 26, en is goed om dit in die Amplified Bible te lees, dat ek beelde uit my huis uit moet verwyder. Nou as ek in jou huis instap en hier's 'n Boeddha beeld, dan sal ek wonder wie jy dien. Jy sien, dien jy vir Boeddha? Wie dien jy? Nou, dis beelde wat die Bybel van praat, waar mense voor neergekniel het en die beelde aanbid het. Nou, dis belangrik dat jy hierdie begrip verstaan. As ons verder na hierdie stelling kyk, dan moet ons kyk, mense wat kruise om hulle nekke dra dan iets met okkultiese wortels om hulle nekke. So, hier is 'n okkultiese wortel om jou nek. Meisiekie, jy moet die kruis afhaal. As hierdie persoon se stelling waar is, en as hulle besighede en lewens en huwelike verbrokkel, dan is dit juist dalk die kruis om jou nek se skuld. Nou, ek wil met dit wat ek gaan deel, geensins enige persoon se studie of se siening afbreek nie. Maar ek wil hê dat die Bybel vir die Bybel moet praat. Moenie toelaat dat iemand sê wat hulle dink nie. Jy weet, God hou wag oor sy woord, sê Jeremia 1:12, om dit te volbring. Hy hou nie wag oor sy opinie of jou opinie nie.
Ek wil begin met die fokus op die evangelie, die goeie nuus. Nou, as wat hierdie persoon sê waar is, dan sê Lukas 9:23, as jy agter my wil aankom, dan moet jy jouself verloon, en dit wat 'n vloek verteenwoordig, opneem en my volg. Want die woord sê, jy moet jou kruis opneem. Sien, daardie stelling het nie vir my water in die woord nie. Ons aanbid nie die kruis nie. Die kruis is 'n simbool wat vir ons wys na die triomf van Golgotha. Nou primêr is daar 'n antagonisme as jy gaan lees in 1 Korintiërs 1 vers 17, 18 en 23. Is daar 'n antagonisme tussen die wysheid van die wêreld en die wysheid van God. En hy praat van die kruis. En hy praat van die fokuspunt van die kruis. Die hoogste vlak van konflik vind juis in die kruis of op die kruis in Christus plaas. Die woord sê in die Life Application Bible in vers 17 en ek lees daar uit 1 Korintiërs 1. Hy sê, I do not want to delude the power there is in the simple message of the cross. Die boodskap van die kruis. Dis nie die kruis wat ons fokuspunt is nie, die boodskap van die kruis. Paulus sê juis dat as ek die kruisboodskap verkondig of die boodskap van die redding losmaak van die kruis, dan maak ek het los van die triomf van Golgotha. Sonder die kruis is daar geen goeie nuus nie. Die evangelie, die goeie nuus, is juis die woord van die kruis. Terug by 1 Korintiërs 1:18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Die woord van die kruis. Nou, as dit so 'n vloek is, hoekom sê ons, jy weet, ons mag nie kruis in die kerk hê nie. Jy weet, ons kan sê die woord van die kruis, maar ons mag nie kruis in die kerk hê nie, want dis 'n vloek. Dit maak net nie sin nie. Ek wil weer lees, vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die woord van die kruis is die krag van God. Hoekom praat hy van die woord van die kruis? Want dis van die kruis af dat die triomf kom. Om die woord van die kruis los te maak van die kruis, is om dit los te maak van die krag van God. Ek wil weer herhaal. Om die woord van die kruis los te maak van die kruis, is om dit los te maak van die krag van die Here. Luister weer. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir die wat het gered word, is dit die krag van God. Ons verkondig Jesus en hom as die gekruisigde. Dis wat Paulus sê. En sy stem kom van die kruis af as hy sê, kyk op na my en leef. Net soos die Jode in die woestyn. Onthou wat in die woestyn moes gebeur het? Hy sê in Numeri 21:9, toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Die koperslang op die paal was 'n tipe van Christus, wat opgehef sou word op die kruis. 'n Tipe van Christus. Onthou, ons praat van 'n tipe, 'n voorbeeld van. Soos wat die Jode opgekyk het na die slang op die paal, het hulle geleef en nie van die slang buite gesterf nie. Stel jouself voor, hier pik 'n giftige slang jou. En hy tel die slang op die kruis. Hoekom 'n koperslang? Koper het van oordeel gespreek. Hoekom 'n slang? 'n Slang het van die vyand gepraat. Ons praat van die duiwel as die ou slang. En Jesus sou die oordeel van ons sonde op hom neem, die koper, en hy sou vir ons sonde word op die kruis. Die slang wat die mens laat val. Dit was die simbool. Nou soos wat ons opkyk na Jesus aan die kruis, ontvang ons die ewige lewe. Die Jode moes geleef het en die koperslang, hulle moes daarvan gepraat het.
Net soos wat ons in geloof praat van wat gebeur het, kan jy dink hierdie Jood kom en sê, hoe het jy bly lewe? Hy sê, ek het opgekyk na die kruis, hoe het jy bly lewe? Ek het opgekyk na die koperslang. Ek het opgekyk na wat die Here vir my gedoen het aan die kruis. Ek is terug, want ek wil dit inbrand by jou. In vers 18 in Korintiërs 1, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Nou koper was die symbool van oordeel, die slang die symbool van sonde. Nou is ons by 2 Korintiërs 5:21, en hy sê, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons genoem kan word, die geregtigheid van Jesus, of van God in Jesus Christus. Wat hy om sonde gemaak, op die kruishout. Daarom sê hy die woord van die kruis. God gebruik juis hierdie fisiese symbool, om hierdie waarheid in ons harte en ons lewens te illustreer. Nou in die Bybel praat die Here met ons deur simbole, tipes en metafore. Simbole, tipes en metafore. 'n Lam is byvoorbeeld 'n symbool. Onthou Johannes 1:29, hier kom Jesus aangestap, en Johannes die doper sien hom, en hy sê, die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Dis 'n symbool. Die wet, as 'n tugmeester na Christus, is 'n tipe. Ek wil weer herhaal, die wet as 'n tugmeester. Hy sê in Galasiërs 3:24, die wet was dus ons tugmeester na Christus, sodat ons geregverdig kan word uit geloof. Vers 25. Maar nou dat geloof gekom het, het ons nie meer 'n tugmeester nodig nie. Ons het nie meer die letter van die wet nie, nodig nie, want ons het nie die tugmeester nodig nie. Ons het nou Christus. Ons het nou Christus, is wat hy sê. 'n Metafoor is 'n beknopte vergelyking. Byvoorbeeld, die Here is my herder. Dis 'n metafoor. Ons is in daardie sin skape. Is dit nie wonderlik nie? Skape, onthou julle die ou liedjie wat ons altyd gesing het, Japie my skapie, ek verlang na jou. En daar kyk jy na hierdie program vandag, en die Here sê, Japie my skapie, ek verlang na jou. Ek het jou kom dier koop, ek verlang na jou. Onthou, ons praat nou van die koperslang op die paal as 'n simbool. Nou sê 1 Korintiërs of 2 Konings 18:4, lees ons van koning Hizkia. Toe hy koning word, het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het, stikkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op daardie dag daarvoor offerrook laat opgaan het. Hier maak Moses 'n koperslang, dis op 'n paal, dit red hulle lewe. Maar nou begin hulle dit aanbid. Ons aanbid nie die kruis nie. As die kruis vir jou iets is wat jy aanbid, ons eer wat op die kruis gebeur het, en dis 'n simbool van wat op die kruis gebeur het. Die probleem was nie om die simbool te hou nie, die probleem was dat ek die simbool aanbid het. Die koperslang was vir die Jode 'n demonstrasie van God se verlossende en reddende krag, en dit het hulle herinner aan God se genade en God se vergifnis. Maar dit het 'n voorwerp van aanbidding geword, in plaas daarvan om hulle te herinner wie hulle moet aanbid. Eintlik, as ek nou 'n kruis om my nek dra, niemand sê, die kruis? Ek sê, ek wil hê jy moet weet wie ek aanbid. Hom wat vir my gesterf het aan die kruis. Hoekom hang ek nie 'n klein Jesus aan die kruis nie? Of om my nek nie? Want as ek 'n klein Jesus om my nek hang, wat se beeld dra dit uit? Ek wil weer, want die woord van die kruis, nou het ek hierdie as 'n simbool van die woord van die kruis. Daar's nie 'n vloek in die kruis nie. Sien, hierdie individu maak 'n stelling dat Nimrod se seun Tammuz, dat die kruis daarvandaan gekom het. Die Here neem juis dit,
Nou sê hulle, ja, maar die sataniste bid oor die kruis en hulle vervloek dit. Dis 'n vloekhout. En die boodskap van die vloekhout is dat die vloek gebreek is. Galasiërs 3 vers 13 sê, hy het vir my 'n vloek geword, waar? Op die vloekhout. Hy het gehang tussen hemel en aarde. Maar dit het 'n voorwerp van aanbidding geword. Daar's 'n gevaar dat ek dinge wat ons gebruik, kan gebruik om te aanbid, of my te steun om te aanbid, voorwerpe van aanbidding kan word. Ek het 'n ding, en dit word 'n voorwerp van aanbidding. Dink aan, ouens dra haasvoet om die nek, dan sê hy, ek hou net in die haasvoet vas vir geluk. Waar op aarde wil jy aan die haasvoet kom? Waar dink jy kom dit vandaan? Die vyand vat die haasvoet, maar die fokuspunt is die triomf van die kruis. Die meeste dinge is egter nie gemaak om afgode te wees nie, maar hulle word afgode deur die manier waarop mense hulle gebruik. Hulle word afgode deur die manier. Kyk wat sê 1 Samuel 15:23. Want wederstrewigheid is die sonde van waarsêery, en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Luister mooi, rebellie, hardkoppigheid is soos die sonde van waarsêery en afgode. Waar lê die probleem? My opinie word 'n afgod. Hoe ek dink, ek gee nie om wat jy sê nie, dis wat ek dink, en my opinie word 'n afgod, en ek moet deel met daardie afgod. Esegiel praat van drekgode in mense se harte, en hy sê in Esegiel 14, mense kom na die Here toe, nou soek hulle antwoord, en hy antwoord hulle volgens die afgode in hulle hart. Die afgode, die Engels sê in die Amplified, die afgod van self-will en unsubmissiveness. My eie geregtigheid en my onvermoë om te onderwerp. Juist dan kry mense snaakse sieninge, want God antwoord hulle volgens die afgode in hulle harte. Man kom na my toe en hy sê vir my, die Here het vir my gesê, ek moet van my vrou skei en met my sekretaresse trou. Sê ek vir hom, die Here wat met jou praat, die Here wat met my praat, is nie dieselfde Here nie. Ek verdoem nie die geskeide persoon nie. Ons sal 'n keer daaroor praat ook. God haat egskeiding, want jy kry seer, maar geskeide, God is lief vir jou. En egskeiding is nie die onvergeeflike sonde nie. Daar's net een sonde, en dis die sonde teen die Heilige Gees. En dit is nie egskeiding nie. Nou sê 1 Samuel 15:3, gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet hulle met die banvloek tref, alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet hom om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind, suigeling, bees, kleinvee, kameel, esel. Koning Saul het egter koning Agag in die beste van die beeste gespaar. Hy was by die plek, hy het geglo, die beste diere wil hy terughou om aan die Here te offer. Maar dit was nie God se opdrag nie. Om die diere te offer was nie sonde nie, maar om sy eie opinie te volg, dit was sonde. Jy het 'n opinie. So jy kan 'n opinie hê oor iets. En jou opinie kom omdat iemand jou lering daaroor gebring het. Vir koning Saul was sy opinie afgod en dit kos hom sy koningskap. Ek wil vir jou sê, geliefde, ek staan verantwoordelik vir elke ydelle woord wat ek spreek. Ek sal voor die Here staan met hierdie woord, want ek weet dat wat ek vir jou sê die waarheid is. Geliefde, in Jeremia 1:12 sê die Here, ek hou wag oor my woord om dit te volbring. Hy hou nie wag oor jou opinie nie. Jou opinie kan jou koningskap kos. Los jou opinie. Ja, maar so en so sê, dis 'n vloek. En gewoonlik wanneer dit swak gaan in mense se lewens, kom 'n persoon in met so 'n woord en hy sê, dis die kruis om jou nek, wat die probleem is. Want dis 'n vloekhout, so nou bring dit die vloek oor jou. Nee, en ek gaan weer lees vir die soveelste keer 1 Korintiërs 1:18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir die wat gered word, nie die kruis nie,
die woord van die kruis, maar jy kan nie die kruis van die woord van die kruis losmaak nie. Hy sê, dis die krag van God. Nou, kom ons terug by Lukas 9:23. Hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Dit beteken, ek moet kom by 'n plek waar ek aan die einde van die eie ek kom. Hy moet sy kruis elke dag opneem. Nie 'n vloek elke dag opneem nie. Hy moet 'n kruis opneem. Wat gebeur by die kruis? Ek sterf. Galasiërs 2:20 sê Paulus, ek is met Jesus gekruisig. Ek, Paulus, leef nie meer nie. Hy sê eintlik, toe Jesus sterf, toe sterf Paulus. Ek is met Jesus gekruisig. Hoe gaan ek my ou lewe wat gesterf het, losmaak van die kruis? As Paulus dit aan die kruis koppel. Hy sê, en sy kruis opneem en my volg. Jou lewe opgee of afsien van jou eie selfsugtige opinie en selfsugtige verlange na wat ook al. Hoe neem ek elke dag my kruis op 'n praktiese basis? Jy kan jouself nie kruisig nie. Nou het jy 'n hamer, jy slaan jou 2 voete vas en die hand vas. Wie slaan die hand vas? Dis deur geloof wat ek gekruisig word. Daarom sê Romeine 6:11, reken is 'n geloofstoeëning, jou dood vir die sonde. Hoe kan ek dood wees? As ek gekruisig is ek dood. Wat is sonde? Verkeerde raad. Hoe kan ek dit losmaak van die kruis? Hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, Galasiërs 2:20, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Waar het hy homself my oorgegee? Op die kruis. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak op die kruis, sodat ek genoem kan word die geregtigheid van God in Jesus Christus. As iemand 'n fisiese kruis sou hê, as 'n simbool van die feit dat hy daagliks vir sy vlees en sy opinies moet sterf, dan is dit al wat die kruis sal wees. 'n Simbool van die daaglikse feit dat hy met Jesus gekruisig is. Nou het ek 'n kruis om my nek. Iemand sê en dit? Ek sê dis 'n simbool van die feit dat ek met Jesus gekruisig is. Is dit nie kragtig nie? Dis my bron, my plek van 'n getuienis. Jy sien, iemand het 'n kruis met 'n duif op, maar hulle toe die kruis verwyder by die gemeente, net die duif opgesit. Nou kom iemand en sê, aan watter duiweklub behoort jy? Hy sê, kan ek jou van die duiweklub vertel? Dis die persoon van die Heilige Gees. Hoekom 'n duif? Hy het in 'n symboolvorm uit die hemel neergedaal. Is die Heilige Gees 'n duif? Nee, dis 'n simbool van. Nou skilder ek dit met die duif. Hy sê, kon ek hom vertel aan watter duiweklub ek behoort? Die krag van die Heilige Gees, die duiweklub wat my optel, want ek oorwin deur die krag van die Heilige Gees wat in my woon. Nou ek wil 'n oomblik neem en verduidelik wat 'n simbool is. Volgens die Webster se woordeboek word die woord simbool opgemaak uit 2 Griekse woorde. Sin, saam, en balein, te gooi. Letterlik beteken dit dan saam gegooi, en dit dui aan dat daar 'n voorwerp is wat gebruik word om iets abstrak voor te stel, 'n embleem. Een ding verteenwoordig 'n ander ding en staan vir 'n ander ding. Een ding verteenwoordig 'n ander ding. Byvoorbeeld in Matteus 16 vers 16 tot 18 het Petrus 'n openbaring dat Jesus die Christus is, en hy sê, en jy Petros, en dit beteken groot stuk rots, op hierdie rots Petra sal ek my kerk bou. Nou Jesus is die Petra, die openbaring dat Jesus die Christus is. Dis nie dat Petrus nou 'n klip is nie en ek bou op hierdie klip nie. Die openbaring dat Christus
my verlosser is, die openbaring dat hy die Here is, en dis soos 'n rots, dis 'n fundament, op hierdie onbeweegbare rots, hierdie stene word in die Grieks Petroi genoem, hulle neem die karakter aan van Petra, en word saam lewende stene, of saam met lewende stene gevoeg. Hulle word die kerk genoem, in 1 Petrus 2, vers 4 tot 5. Die Here sê, laat ek jou inbou as 'n lewende steen. Ons fokus is op Jesus, en op sy triomf oor Satan. Dis waarom die woord in Kolossense 2, vers 14 en 15, en jy moet dit gerus lees, in die Amplified Bible, want hy praat van die triomf. Hy sluit af in vers 15 en hy sê, in triumphing over them in it. Hy was triomferend oor die vyand, in wat? In die kruis. In it, in the cross. In triumphing over them in him, in it. In Jesus, in die kruis, lê my triomf. Wat Jesus vir ons gedoen het, kan ons nooit van die kruis skei nie. Nooit van die kruis skei nie. En ek wil vertrou dat iets vandag in jou hart gaan inbrand. Ek wil vir jou sê, die kruis in jou kerk, die kruis in jou huis, die kruis om jou nek, is nie 'n deel van die vloek nie. Dis 'n deel van die triomf van Golgotha. Onthou, in Jesus, in dit wat op die kruis gebeur het. Dis 'n simbool van, ek wil weer terugkom, 'n simbool, letterlik is dit iets om saam te gooi. Die Here gooi twee goed saam, om vir jou die triomf van Golgotha te skilder. Ek bid regtig dat hierdie waarheid in jou hart sal ingroei. En as jy die kruise verwyder het, het sy jy 'n prediker is, of wie ook al, omdat jy na iemand se woord geluister het, weeg dit in die lig van die woord wat ek vandag met jou gedeel het, en laat toe dat die woord jou oortuig, nie iemand se opinie van waar die kruis vandaan kom, van Tammuz en alles. Die Bybel vertel jou niks van Nimrod en Tammuz nie. En my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, kennis van wat die woord van God sê, nie kennis van die geskiedenis of mense se opinies. Die Heilige Gees is die naprediker van die woord. Ek vertrou jou toe aan hom en aan die woord van sy krag, wat magtig is om jou op te bou. Die Here seën jou.